Goeiedag geliefdes. Ons lees Lukas 24 verse 25 tot 31. En hy sê vir hulle: O onverstandiges met harte wat traag is om te glo alles wat die profete gespreek het. Moes die Christus nie in hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie? En hy het begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelê in al die skrifte die dinge wat op hom betrekking het. Daarop kom hulle naby die dorp waarheen hulle op reis was, en hy het gemaak of hy verder wou gaan. Maar hulle het by hom aangedring en gesê: Bly by ons, want dit is amper aand, en die dag het gedaal, en hy het ingegaan om by hulle te bly. En toe hy met hulle aan die tafel was, neem hy die brood en dank, en hy breek dit en gee dit aan hulle. Toe is hulle oë geopen, en hulle het hom herken, en hy het uit hulle gesig verdwyn. Uiteindelik kom daar 'n draaipunt in hierdie stukkie geskiedenis. Die Here Jesus besef dat hy aan hierdie twee ook die waarheid sal moet openbaar. Die waarheid sal moet openbaar voordat die leuen hulle heeltemal insluk. En so kom die Here Jesus en hy loop met hulle saam en hy wys vir hulle vanuit die geskrifte, vanuit die Ou Testament, ook die profeseë wat op hom van toepassing was. Hy praat met hulle en hulle harte word warm, want hulle besef hierdie man verstaan iets van wat in hulle harte ook aangaan. Die Here Jesus kom nie hier en ewe skielik begin hy met hulle 'n woordestryd oor hulle ongeloof nie. Die Here Jesus het inderdaad ook hierso 'n diepe deernis met hierdie twee, en hy besef hulle verwarring, hy besef hulle teleurgesteldheid, hy besef hulle hartseer. En dan, uiteindelik, wanneer hulle hom nooi om eerder maar by hulle oor te bly, aangesien dit laat is, en hulle saam eet, beskik God dit dat hulle oë geopen word. Dat hulle in daardie oomblik sien, maar Jesus lewe. Die boodskap wat die vrouens en die ander disippels vertel het van die leë graf en die vrouens van die engele wat aan hulle verskyn het en gesê het, maar Jesus lewe, dit is waar. Die waarheid oorwin die leuen. Opnuut is daar 'n diepe geloof by hierdie twee manne. Want God het aan die werk gebly met hulle. Uit hulle self sou hulle dalk in hulle ongeloof vergaan het. Sou hulle sonder hulp of raad daardie aand moes probeer gaan slaap het. Maar God het 'n ander plan. En wanneer hulle oë geopen word, begin hulle om God se plan in geloof raak te sien en te aanvaar. Kom ons bid saam. O Here, ons kan maar net smeek dat U ook ons oë deur geloof sal open, sodat ons alles kan sien en alles kan verstaan wat U alreeds ook aan ons geopenbaar het. Here, gee vir ons daarom geloofsoë. Gee vir ons
ook die wil in ons harte om vanuit hierdie geloof te lewe en so U naam ook te verheerlik. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus. Amen.